Goeiemôre, good morning. Ons hoop julle is uitgerus en gereed om hierdie dag met 'n positiewe houding aan te pak. Lekker positief, ja man. Vandag is nogal immers die 29ste Oktober en op hierdie dag in 1929 het die berugte Wall Street ontploffing ontploffing, noem het, hy het in duie gestort en dit het bekend gestaan as Black Tuesday, Swart Dinsdag. Ja, die begin van die Groot Depressie. So interessante feit wat jy daar met ons Is daai vir jou positief genoeg? Weet jy, soos ek gesê het, positief. In elk geval, hier is waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Die stigter en bedryfshoof van die Academic Institute of Excellence, Leon Smalberger, kom kuier by ons. Arnold gesels met die legendariese Gogga Adams. Ons kuier by Jacques Leon Schuster. Ons gaan troukoeke op die proef stel en Robbie Wessels kom kuier in die ateljee. Daar is dit en nog baie meer, maar dit is nou eers tyd vir ons oggendpraatjies. So ek wil net weet, dat jy by Leon gaan kuier het jy vir hom sê, oom? Ek het nie vir hom oom gesê nie. Dink jy ek moet? Jammer oom Leon. Daar sê. Wag, oom Leon, of jy weet, een oubaas. Noem jy hom oom? Nee, Leon. Maar partykeer kry ek myself ook, seker toe ek hom so leer ken, was dit ook oom. Wie is jou oom? Maar lekker, ek sien uit na daai enetjie. Ja, ek dink amper hy is nou ingeskakel. Hy het gesê hy gaan regstreeks inskakel, so. In daardie geval, goeiemôre, oom Leon. Nou ja, Pieter, jy het vir ons 'n interessante storie daar. Ja, ek deel graag interessante stories. Jy weet, ek wil net weet, het jy nou al een van hierdie apps gebruik vir fiksheid, jy weet, om te kyk hoe jou hart klop en altyd. Ek is nogal so 'n bietjie behept daarmee, moet ek sê. En werk dit vir jou? Ek meen, kan jy dit glo? Vertrou jy nogal die data wat dit vir jou bymekaar maak en Ek het dit vertrou tot onlangs toe ek gekyk het na die hoeveelheid slaap wat ek glo ingehad het of ingekry het en toe wonder ek of my horlosie nie dalk 'n bietjie vervang moet word nie. Ja. Maar ja, nee, ek vertrou dit gewoonlik en dis maar al waarop 'n mens kan staat maak. kyk as ek my bril opsam met jy weet, ek kom met 'n storie, maar hoor hierdie storie. Ernstig. Navorsing wys dat fiksheidstoepassings en allerlei dinge wat kalorieë tel en jou oefensessies monitor soms meer frustrasie as motivering bring. Gebruikers voel dikwels skuldig of gestres wanneer hulle hul daaglikse doelwitte nie bereik nie, met sommige doelwitte wat onrealisties of selfs ongesond is. 'n Studie aan die University College of London en Loughborough University het 58.881 plasings op X, wat voorheen natuurlik Twitter was, oor 5 gewilde fiksheidstoepassings ontleed en met behulp van KI is 13.800 negatiewe plasings raakgeloop en geïdentifiseer, waarin gebruikers gevoelens van skaamte, frustrasie en teleurstelling uitgedruk het. Sommige het gewaarsku dat die toepassings onrealisties of onveilige kalorieteikens aanbeveel. En die navorsers het gevind dat konstante herinneringe en waarskuwings emosionele spanning veroorsaak en dat tegniese foute gebruikers se motivering kan ondermyn. Kan jy daarmee identifiseer? Ja. Sommige gebruikers het gesê dat hulle oefen en dieetbesluite meer gedryf word deur negatiewe emosies as deur die begeerte om hul doelwitte te bereik. Wat 'n storie. Jy sien. En weet jy wat ek kan dit verstaan, want ek meen, wanneer ek byvoorbeeld gaan draf, en dit vat my, dit voel partykeer asof dit my langer neem, jy weet, om 'n sekere hoeveelheid kilometer in te palm. So dit gebeur, en dan soms na die tyd as ek kyk, en dink ek, ek gedink ek het beter gevaar, jy weet. So, in jou geval is daar nie iemand anders in die huis wat jou horlosie kan leen of so op die hardloop nie, jy weet, soos in die Koene se geval, is daar dalk 'n tienerseun of so wat jou horlosie gebruik en dan die apps heeltemal deurmekaar maak. Maar jy het nie daai probleem nie. Ek het nie daai probleem nie. Dink jy dit is 'n moontlikheid of dink jy maar regtig 'n app is so ingestel, sy kop kan nie delete raak op 'n stadium nie? Nee, ek dink dit kan. Ek dink ons het ook mos nou al gesien met tegnologie en veral tegnologiese toestelle dat jy dit naderhand maar moet vervang, dink ek. En natuurlik ook iets soos die sagte ware, jy weet, ek dink dis iets waarvan 'n mens dikwels vergeet, om seker te maak dit word die hele tyd bygewerk. Update. 'n update, sogenaamde update. Maar nooit opgedateer nie, bygewerk. Daar sê, pragtig. Okay, wel, as jy nou een van daai apps gebruik, sterkte vir jou. Ja, ons moet miskien liewer daai toestelle dra wanneer ons op stel is ook. Net om seker te maak
Ons hart bly. Ons harte bly baie gemaklik en kalm. Net om afte te sluit, ek weet Annie het ons baie padwedlope goed gedoen Ja. al, maar voor apps het hy seker alles neergeskryf in 'n boekie of so dalk. Moet nou hoor of hy nie dalk so 'n boekie het. Annie, dalk kan jy ons vertel en dalk kan jy bietjie meer by die apps betrokke raak. Dit sal interessant wees. Maar ja, so gepraat van negatiewe invloede. Het jy al ooit na een van hierdie smaakmakers op sosiale media geluister en jouself afgevra, waar kry die persoon die inligting vandaan? Ja, baie keer. Wel, hier is 'n interessante storie, want China vereis nou dat smaakmakers professionele kwalifikasies moet hê indien hulle oor sensitiewe onderwerpe soos medisyne, gesondheid, onderwys, regte en finansies praat. Hulle moet hulle kwalifikasies verifieer en platforms moet inhoud monitor en ongekwalifiseerde inhoudskeppers verban. Verskeie advertensies word verbied en opvoedkundige inhoud moet wetenskaplik korrek wees. Selfs die plasing van bronne word vereis. Die doel is om valse inligting te beperk, inhoud te professionaliseer en sosiale en ideologiese beheer te versterk. Vir smaakmakers beteken dit hoër standaarde en moontlike beperkings, terwyl platforms verantwoordelikheid dra vir verifikasie en toesig. Nou hierdie regulasies toon 'n skuif na streng beheer van aanlyn inhoud in sensitiewe vakgebiede. Ek persoonlik dink dis 'n baie goeie ding, Baie. want dit gaan die verspreiding van fopnuus en inligting beperk. Maar ek wonder net, wel dis China, ek glo hulle het die vermoë om dit te reguleer, maar ek wonder tog hoe gaan daai proses werk. Maar gaan dit oor die feit dat smaakmakers nou regtig soos in vir jou een of ander ding vertel wat jy nou moet glo medies reg is, Ja, dit gaan- of is dit hulle opinie? Ek dink dit gaan daaroor dat hulle self soms voordoen as kenners. Aha. Jy weet, sien, en dis hulle die het daai probleem. invloed. Dis ek dink op wat ons hierso doen of wat ek agterkom in Suid-Afrika nogal is 'n smaakmaker sal eerder sy opinie deel. Met ander woorde, Ja. ek het onlangs 'n 12 weke kursus gehardloop vir hierdie om my gesig blinker te kry of so iets en dan daai terugvoering te gee en hoe jy dit beleef het. Maar om nou regtig te sê en medies aantal en daai tipe goeders, dan dink ek ook ja, jy moet seker maak jou feite is korrek en jy Absoluut. weet waarvan jy praat. Daar is 'n fyn lyn en ek dink net dit is in hierdie stadium van so 'n aard dat mense nogal baie staat maak op Ja. smaakmakers omdat hulle soveel tyd ook op sosiale media platforms spandeer. So daarom sal 'n mens eerder wil hê dat die regte inligting gedeel moet word en ek meen Daardie smaakmakers moet eerder by die dokter se deur gaan aanklop en by hom sit en gesels. ja. So laat hierdie ook nou vir jou 'n les wees, Ja. nê? Jy wat mos nou baie meer aktief Smaakmakers is. soos jy is, ja. Smaakmakers soos jy is, sou ek eerder Ja. sê. Ja, laat 'n ou die feite eerder mooi reg hê en gaan sit met iemand, maak 'n onderhoud daarvan, maak 'n podcast, vlog, whatever hulle dit noem, maar wees versigtig. Wees altyd versigtig. Nou dit is tyd om die wenners aan te kondig van die kaartjies na die Klein Groen Blom vertoning Hihi. wat 31 Oktober by die Theatre of Marcellus by Emperor's Palace plaasvind. Baie geluk aan Sarel van den Berg, Simonay van Rooyen, Pietro Creer, Sunay Styl, Liesel Barnard, Michelle van Sail, Denise Mouton en Lissie Klasen. Vir diegene wat nie gewen het nie, kaartjies is nog beskikbaar by Ticketpro. Maar jy kan intussen ingeskakel bly want ons is nou weer terug hier by Goeiemôre. Good morning.